Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag die 28ste Mei en ons is by Koffiekuier 853. Nou, vanmôre gesels ons so 'n laaste ronde oor die hele tema waarmee ons dan nou die afgelope tyd besig was, van ons wil Jesus sien, en die vraag waarby ons dan ook Sondag stilgestaan het in ons erediens en wat ek Vrydag so 'n bietjie oor gepraat het, is, wat sien jy in Jesus? Goed en wel dat ons gelees het oor hoe die woord hom aan ons openbaar onder leiding van die Heilige Gees, dat ons gekyk het na wat Koenie en Marius en al die slim ouens vir ons sê oor hierdie, kom ons sê maar 6 stasies van Jesus se lewe, sy menswording, sy bediening, sy lyding, sy kruisiging, sy sterwe, sy opstanding, sy hemelvaart. Maar dan met die vraag, wat beteken dit vir jou, baie persoonlik? En ek wil dit so bietjie verder skuif op 'n manier om te sê, al sê jy ook, ja, ek aanvaar dit en ek volg Jesus, ek maak daai keuse om te sê, ek loop agter hom aan. Wat is die implikasie daarvan vir my en jou lewe? En daarom wil ek vanmôre, vriende, uit Johannes 20, die evangelie van Johannes, hoofstuk 20 wil ek so 'n paar verse met jou deurlees. Dis die gedeelte daarvan vers 19 af, waar Johannes vir ons vertel dat Jesus aan die disippels verskyn, na sy opstanding. En op 'n manier wil ek hierdie vat en sê, kom ons dink gou vir 'n oomblik daaroor na. Johannes begin en sê, daai Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gestaan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle, en die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Met ander woorde, kan ek gou jou onderbreek. Daai Sondag aand, na die intrige en die drama en die gebeure van Paasnaweek deur die tyd, is die disippels daar by mekaar, bang vir die Jode, bang vir wat lê nou voor, wat moet hulle gaan doen en hoe gaan hulle ook dit reg kry? En dan sê Johannes vir ons, terwyl hulle nog so daar met mekaar sit te gesels, het kom Jesus en hy verskyn tussen hulle. Hy is daar by hulle. En hoe verskyn hy? Hy sê vir hulle vrede vir julle. En hy wys vir hulle sy hande en sy sy, daar waar die spies en die spykerwonde is. En as hulle hom dan sien en besef, dis Jesus, die een agter wie hulle aangeloop het, die een saam met wie hulle vir 3 jaar bedien het, dan ontspan hierdie disippels eintlik, dan is hulle baie bly, dan is hulle baie opgewonde daaroor. Nou, ek wil hierdie analogie so 'n bietjie vat, en vergewe my dat ek dit doen, maar ek wil vra, ek en jy het nou die afgelope tyd, het ons op 'n manier gesien wie Jesus is. Het ons ontdek onder leiding van die Gees van die woord uit, wat al daardie, kwam sy kaleidoskoop van aspekte van Jesus se lewe, menswees, bediening ensovoorts is. Ons het dit gesien. Nou is die vraag, wat maak ons daarmee? En dan is dit vir my wonderlik, vriende, om weer te sien hoe Johannes eintlik Jesus se belofte aan hulle gee om te sê, vrede vir julle. In hierdie tyd waar julle my sien, beteken vrede vir julle. Maar dan gaan Johannes verder, en in vers 21 sê hy, haal hy Jesus aan wat vir hulle sê, vrede vir julle, tweede keer, nee? En dan sê hy, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En hier lê die uitdaging vir my en jou. Die feit dat ons Jesus gesien het, die feit dat ons op 'n manier ontdek het opnuut wie hy is, en dat ek en jy kan sê, ek maak 'n keuse om dit te glo, ek wil hom volg, beteken dat ons dit moet gaan doen. Want soos wat Jesus deur die Vader gestuur is, word ek en jy ook gestuur, om dan nou eintlik verander te gaan wys wie Jesus is. En as 'n mens daaroor nadink, vriende, dan sal ons maklik vir mekaar kan sê, joh, dit is 'n tall order. Ek bedoel, hoe kan ek en jy regtig lewe op so 'n manier dat Jesus Christus in ons lewe sigbaar word? En nou, die woord van die Here help ons natuurlik baie daarmee, as jy maar sommer nie dink aan die vrug van die Gees, waarvan ons in Galasiërs 5 vers 22 lees, nee? Dis een manier waarop ek en jy deur liefde en vrede en vreugde kan wys hoe lyk Jesus in 'n wêreld. 'n Manier waarop ek en jy kan wys hoe lyk Jesus, waarin ander mense vir Jesus in ons kan sien, is doeteenvoudig hoe ons God se liefde uitleef, God se vrede vir julle, ook ons lewensfilosofie, ons uitkyk op die lewe maak. En dan kan 'n mens op 'n manier op 'n punt kom eintlik wat jy sê, maar dit is dalk nie so 'n tall order
om op so 'n manier te lewe, selfs wanneer jy foute maak, selfs wanneer jy tekortkominge het, en dit erken, jou weerloosheid ook bloot te stel en sê, jammer, ek was verkeerd, ek het verkeerd opgetree, ek het verkeerd gepraat, verkeerd gedink, verkeerd gedoen, dat ons daardeur vir mense al hoe meer kan help om God in ons lewe raak te sien, om Jesus raak te sien in ons lewens. Een van ons gemeente se jaartema is ons wil Jesus sien, maar dit hou nie net daarop dat ons sê, okay, dankie, nou weet ek gaan hemel toe nie. Die tema het ons 'n bietjie uitgebrei om te sê, sodat ander hom in ons kan sien. En dis die roeping wat ons het, vriende, om so te lewe elke dag, ons wat 'n ontmoeting met die lewende God in Christus gehad het, ons wat op 'n manier opnuut ontdek het wie Jesus is, en waarmee hy besig is in ons lewens, om dan te sê, maar nou wil ek hom ook aan ander bekendstel. Nou wil ek ook so leef dat ander hom kan raak sien. En dan is die wonder vir my van hierdie gedeelte in Johannes 20, dat Jesus nie net vir die disippels sê, hoorie, ek stuur julle nou soos wat die Vader my gestuur het, so nou moet julle maar opsnork op julle eie nie. Hoor mooi, in vers 22, nadat hy dit gesê het, met ander woorde, nadat hy gesê het, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook, toe blaas hy oor hulle, en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. En dis my en jou stukkie versekering. Wanneer ons in hierdie lewe leef, onder leiding van die woord, in afhanklikheid van die Heilige Gees, dan kan ons met 'n stuk vrymoedigheid sê, ek wys Jesus vir die wêreld. Ek leef so, met God se genade, dis nie ek wat so goed is nie, maar ek leef so deur sy genade, dat Christus sigbaar word in my lewe. En vriende, dan gaan Jesus verder, as hy met sy disippels praat, hy sê vir hulle vers 23, as julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Ongelooflike verantwoordelikheid, wat ek en jy het, wat Jesus gesien het, wat eindig gesê word, hier, gaan, deel my genade, deel my vrede met ander, gaan vergewe, gaan skep 'n nuwe gemeenskap, gaan leef so, dat ek sigbaar word in julle lewe. Ek wil jou uitnooi, dit is nie aldag maklik nie, dit is nie altyd maanskyn en roos nie, want ons is mense wat foute maak, ons is mense wat baie tekortkominge het, maar wat 'n gesindheid leef ek en jy. Leef ons in afhanklikheid van die Heilige Gees wat by ons is, wat Jesus self ons gegee het, en leef ons dan so, op so 'n manier, met liefde en met vrede, met God se liefde en God se vrede, dat ander mense iets van Jesus Christus in ons lewe raak sien. Mag dit, vriende, mag dit waar wees van my en jou. Dat ons wat saam koffie drink op 'n oggend, Dinsdag en Vrydagoggende, dat nooit gaan net oor ons wat eendag op pad is hemel toe nie, maar dat ek en jy instrument is waardeur God in hierdie lewe homself wil openbaar, waar hy sy koninkryk eerste wil stel. En ja, sommer so kantopmerking, dit beteken mos nou ook dat hoe ek en jy môre, as ons TV gaan stem, die wat nou al klaar gestem het met spesiale stemme, praat ons nou nie van nie, maar ons wat gaan stem, hoe jy optree daar by die stemlokaal, hoe jy met geduld en met vriendelikheid en met nederigheid en met selfbeheersing, noem maar op, hoe tree ek en jy op? En met watter verantwoordelikheid gaan trek ek my kruisie, sodat Jesus sigbaar word in my en jou lewe. Ons praat nie net van môre nie, elke dag van die lewe. Ons word uitgenooi. Ons word uitgenooi deur die Here Jesus self om te sê, kom word deel van my koninkryk. Diegene van julle wat nou hier in Kleinmond is en Sondag by die Kuierkerk was, sal weet, daardie gedeelte waar Jesus vir Peter sê, kom agter my in, kom kry jou plek, ek wil voorloop, kom ons kry ons plek, ons sien Jesus raak, en ons leef so, dat ander hom in ons kan sien. Kom ons bid saam. Ag Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het, om u kinders te wees, om volgelinge van u te wees. Here Jesus, dat ons as u disippels na u kan kyk, na wat u gedoen het, toe u op aarde geleef het, wat u nou doen deur die Gees, en dat ons kan sê, maar ek wil dit nadoen,
Ek wil dit naleef. Ek wil so u voorbeeld volg, dat mense ook na my kan kyk en u sal raak sien. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie, Here, om op hierdie manier deel te mag wees van u koninkryk nie. En daarom bid ons, dat u Gees altyd by ons sal wees, want op ons eie gaan ons dit nie reg kry nie. Ons as mense sukkel te veel met die eie ek, en met ons eie struggles, Here, en daarom bid ons, dat die Gees vir ons die pad sal wys, dat die Gees vir ons sal help, om u raak te sien, en so te leef, dat ander u in ons lewe kan raak sien. En Here, as ons dit bid, dan bid ons dit nie, dat ons 'n klop op die skouer moet kry nie. Ons bid dit terwille van u koninkryk, ook hier op aarde. En ons doen dit in Jesus, ons Here se naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n lekker Dinsdag, geniet hom. Geniet môre, ook wanneer jy die verantwoordelikheid het, jou roeping het, om as gelowige 'n kruisie te gaan trek. Vrydag gesels ek met jou oor ons nuwe reeks in die gemeente, maar dis eers Vrydagoggend. Intussen tyd, geniet jou koffie en mooi loop.